Goed, kom ons spring dadelik weg. Vandag kyk ons na iets wat regtig intens is. Vaskulêre trauma aan ledemate. Dis 'n wêreld waar elke sekonde tel en waar die besluite wat geneem word, die verskil kan beteken tussen 'n lewe met of sonder 'n ledemaat. Dink gou hieroor na, 30%. Dit is die potensiële amputasie-koers as jy net een spesifieke slaghaar agter jou knie, die popliteale arterie, sou beseer. So van die begin af is dit duidelik, die insette hier is ongelooflik hoog. So, kom ons begin by die begin. Die maklikste manier om hieroor te dink is om jou are as die liggaam se brandstoflyne te sien, reg? En alhoewel hierdie tipe beserings nie elke dag in die ongevalle afdeling opdaag nie, as dit wel gebeur, wow, is die impak op 'n pasiënt se oorlewing en herstel absoluut massief. Hoe word hierdie brandstoflyne dan beskadig? Wel, basies op twee maniere. Of deur iets wat jou deurdring, soos 'n messteek, of deur stomptrauma, soos in 'n motorongeluk. En wat regtig interessant is hoe dit verskil tussen arms en bene. Kyk gou hier, in die arms is penetrerende trauma die groot sondaar, maar in die bene is dit daardie hoë impak stomptrauma wat die meeste skade aanrig, veral aan daardie gevaarlike popliteale arterie waaroor ons gepraat het. Dis ook baie belangrik om te verstaan dat hierdie twee tipes beserings heelal verskillende diere is. 'n Penetrerende wond is dikwels wel amper netjieser. Die skade is gefokus op die bloedvat. Maar stomptrauma? Nee. Dis chaoties. Dis soos 'n bom wat binne in die ledemaat afgaan. Bene word verbrysel, spiere en senuwees word uitmekaar geskeur. Vir 'n chirurg is dit 'n nagmerrie, want jy herstel nie net 'n gebreekte pyp nie, jy moet 'n hele oorlogsone probeer herbou. Goed, die pasiënt word nou ingebring, die situasie is chaoties. En die heel eerste, mees kritiese vraag wat die dokters moet antwoord, is hierdie. Is die ledemaat besig om leeg te bloei, of is die bloedtoevoer afgesny en is die ledemaat besig om dood te gaan van honger? En dit bring ons by die kern van die saak. Hierdie aanhaling sê dit eintlik perfek. Met ander woorde, die horlosie tik. Letterlik. Van die oomblik van besering af is dit 'n wedloop teen tyd om daardie bloedvloei te herstel. Elke minuut wat verbygaan, maak die kans op sukses kleiner. Op hierdie oomblik word chirurge so speerders. Hulle soek vir leidrade en daar is twee hoofstories wat die liggaam kan vertel. Aan die een kant is daar die tekens van bloeding, jy sien die bloed pomp of 'n swelsel wat vinnig groter word. Aan die ander kant is daar die tekens van 'n blokkasie. Daar is geen pols nie en die been of arm is yskoud en spierwit. Hierdie twee stelle leidrade vertel 'n heeltemal ander storie en bepaal wat die span volgende gaan doen. Maar deesdae het hierdie speerders 'n ongelooflike stuk tegnologie aan hulle kant. Kom ons kyk hoe moderne skanderings die hele spel verander het en dokters toelaat om binne in die liggaam te sien, lank voor hulle 'n mes moet optel. Die groot game changer hier is iets wat ons 'n RTA noem. Maar vergeet nie lank na, wat dit is 'n supervinnige, supergedetailleerde 3D-padkaart van jou bloedvate. Dit is so akkuraat, byna 100%, dat dit die chirurg presies wys waar die skade is, hoe erg dit is en wat rondom dit aangaan. So om te verstaan wat verkeerd is, moet ons eers weet hoe 'n normale, gesonde een lyk. Stel jou 'n rivier voor, 'n breë, sterk rivier van kontrasmiddel, wat ononderbroke deur die slaghaar vloei. So moet dit lyk. Die brandstoflyn is oop. En dan sien hulle dit. Dis die oomblik wat alles duidelik word. Die RTA wys 'n abrupte afkapping. Die rivier stop net. Mors dood. Dis die punt van besering. Die brandstoflyn is gebreek en die span weet nou presies, tot op die millimeter, waar die probleem is. Met daardie presiese padkaart in die hand, is dit nou 'n reis na die operasietafel. Maar, en dis belangrik, hulle spring nie dadelik in om alles permanent te herstel nie. Die eerste stap is iets wat skadebeheer genoem word. Dink daaraan as die mees gevorderde noodhulp denkbaar. Skadebeheer kook eintlik net neer op twee dinge. Eerstens, stop die bloeding. Maak nie saak hoe nie, kry dit net onder beheer. Tweedens, kry so gou as moontlik weer bloed aan die ander kant van die breek. Dit gaan alles daaroor om tyd te koop. So hoe kry hulle die bloedvloei so vinnig weer aan die gang? Met 'n briljante, eenvoudige klein dingetjie, 'n shunt. Dis letterlik net 'n klein plastiek buisie. Stel jou voor dis 'n tydelike verbypad wat jy om 'n ongeluk op die snelweg bou. Die verkeer, oftewel die bloed, kan aanhou vloei terwyl die groot herstelwerk aan die pad beplan en uitgevoer word. Dit is 'n lewens- en ledemaatredder. En dit bring ons by seker die moeilikste, mees somber besluit wat 'n traumachirurg moet maak. Wanneer is 'n ledemaat eenvoudig nie te erg beskadig? Wanneer is dit tyd om te sê, ons kan dit nie red nie?
Gelukkig hoef hulle nie net op 'n gevoelstaat te maak nie. Hulle gebruik 'n objektiewe stelsel, die MES-stelling. Dit is 'n soort puntekaart wat 4 goed meet. Hoe erg is die bene en spiere beskadig? Hoe lank was die ledemaat al sonder bloed? Hoe siek is die pasiënt in die algemene en hoe oud is hulle? As daai telling bo 'n sekere punt kom, gewoonlik 7, dan is die kans op 'n suksesvolle redding baie skraal. Dan is amputasie dalk die veiliger opsie vir die pasiënt se lewe. Maar kom ons sê die telling is laag, die span is vol vertroue, die ledemaat kan gered word. Wat gebeur dan? Wel, die stryd is nog lank nie verby nie. Nou begin die lang pad na herstel. Wanneer dit by die finale permanente herstelwerk kom, is daar basies 2 hoofpaaie. Die ou, beproefde metode is oop chirurgie, die chirurg maak 'n snit en werk direk op die aar. Maar deesdae is daar ook meer moderne, minder indringende tegnieke waar hulle met stents en ballonne van binne die bloedvat af werk, veral op plekke wat moeilik is om by te kom. En na al daardie drama, die wedloop teen tyd, die moeilike besluite, kyk hierna. Hierdie syfer is ongelooflik. In ongeveer 95% van gevalle word die ledemaat gered. 95%. Dis 'n verstommende testament tot hoe ver moderne traumasorg gekom het. En dit los ons met 'n laaste, nogal diep vraag om oor te dink. Ons tegnologie word al hoe beter. Ons kan ledemate red wat ons 'n dekade gelede nie sou kon nie. Maar waar trek ons die lyn? Wat is die verskil tussen 'n ledemaat wat net anatomies gered is en 'n ledemaat wat 'n pasiënt 'n werklike, funksionele lewe gee? Dis die volgende groot uitdaging. Die vraag is nie meer net kan ons dit red nie, maar behoort ons dit te red nie.